Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 4de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en 'n Sondagkoerant word kortliks hanteer. En ons hoofopskrifte vandag sê: plaasmoord by Roos Senekal, 78-jarige boer sterf wreed. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: Kelly Smith en Stevino en Apollos skuldig in Jocelyn saak. Plaasmoord, 78-jarige boer sterf op sy plaas in Limpopo provinsie. Ashley Oosthuizen se vonnis met 20 jaar verminder in Thailand se tronk. 2 gevonnis wat ontsnap het uit die gevangenis. Antlaer in Oos-Kaap doodgeskiet. Wilde klawer rugby in Kimberley goeie uitslaa. Suid-Afrikaanse rugbybeker laaste ronde nog oor. 'n Plaasmoord het die week Woensdag plaasgevind op Roos Senekal in Limpopo provinsie. Die plaasboer Robert Stols, wat 78 jaar oud was, is gruisam op sy plaas aangeval en vermoor. Volgens sy seun Marius Stols het sy pa gelewe vir die plaas en hy was deur en deur 'n toegewyde boer gewees. Volgens Marius het sy pa nooit enige iemand skade aangedoen nie. Die vermoede bestaan dat hy buite sy plaashuis deur die rowers aangeval is, plus minus net so na 4 uur die middag. Volgens die ondersoek is hy met 'n skerp voorwerp houe aan sy kop toegedien. Ook lyk dit asof hy van buite die huis na binnekant gesleep is. Verskeie blaukolle is op sy lyf opgemerk wat blykbaar skopmerkte kan wees. Verskeie bloedmerke is in die kombuis waargeneem. Hy is in die badkamer dood aangetref waar bloed oral waargeneem is. Volgens die polisie wat op die toneel was, is 'n lap in die oorledene se mond gedruk, seker dat hy nie moet skree nie. Robert se dogter het donderdagoggend vroeg daar aangekom om haar pa te soek en het toe op die toneel afgekom. Ook het die polisie speurders vreemde voetspore onder die afdak wat langs die huis is waargeneem. 'n Plaaslike veiligheidskamera het Stols se gesteelde voertuig op die R555 pad opgemerk waarmee die rowers blykbaar op die vlug geslaan het. Geen positiewe inligting bestaan dat items uit die huis geneem is nie. Dit wil voorkom as die verrowers wat met die voertuig gevlug het, beheer oor die voertuig verloor het en het dit gevolglik gerol en is sowat 60 km van die plaas afgevind. Die moordenaars is steeds op vrye voet. 'n Lijkskouing sal bepaal aan wat Robert oorlede is. Enige iemand wat iets wil rapporteer oor die voorval kan die stopmisdaadnommer by 08600 10 skakel. Geen begrafnisreëlings is ook getref nie en die familie en gemeenskap is steeds in skok oor hierdie afgryslike voorval. Kelly Smith en die 2 beskuldigdes is deur regter Nathan Erasmus skuldig bevind aan mensenhandel van Jocelyn Smith asook haar ontvoering. Erasmus het in sy uitspraak gesê die staat het daarin geslaag om die 3 se skuld op die hoofaanklag, die van mensenhandel van 'n kind, te bewys. Hofgangers kon hulle vreugde nie beteel het nie en het begin hande klap om hulle tevredenheid met hierdie uitspraak te deel. Die hof het Lombard se hoofgetuienis oor die gebeure van die aand van 18 Februarie 2024 en die dag van 19 Februarie 2024 toe Jocelyn verdwyn het, aanvaar. Hy het aan die 3 beskuldiges gesê dat hulle Jocelyn haar reg op vryheid van beweging ontneem het en hy het gesê dit is teen die wet. Jocelyn, wat toe 6 jaar oud was, is op 19 Februarie deur Smith as vermis aangemeld. Sy is blykbaar vir R20.000 aan 'n sangoma verkwansel. Ook Smith se ma, Amanda Smith Daniels, het 'n beroep op Smith gedoen om te sê waar hulle blondekop groenoog dogtertjie is. Dis al wat ons vra. Kelly, sê vir ons, waar is Jocelyn, het sy gesê. Die saak is tot 9 Mei uitgestel. Vonnisoplegging gaan egter in Saldanha geskied. Andrew Maree, LER vir gemeenskapsveiligheid en luitenant-generaal Demisile Patekile, Wes-Kaapse polisiehoof, het die skuldigbevinding verwelkom. Suhaib Williams, wat 48 jaar oud is, het verlede Vrydag op 2 aanklagtes van moord en 2 van poging tot moord in die Landdroshof in Kaapstad verskyn, nadat hy verlede Woensdag glo kraak mense in Milnerton met 'n sker aangeval het. Amanda Jonker, wat 60 jaar oud was, wat na die aanval breindood verklaar is, was nog aan lewensondersteunende masjiene gekoppel toe sy verlede Donderdag dood is. Aghenbach is ook breindood verklaar en was aan masjiene gekoppel totdat sy niere die Vrydag aan mense geskenk is. Jonker is naby die Cash Crusaders winkel aangeval. Sy is in die nek en lewer met die sker gesteek.
Williams se saak is tot 9 Mei uitgestel, sodat 'n datum vasgestel kan word vir die staatsdokter om hom te kan ondersoek. Nog 2 aanklagte kan moontlik op die klaagstaat bygevoeg word. Nadat sy gehoor het, haar tronkstraf is met 20 jaar verminder, was Ashley Oosthuizen sy eerste reaksie teleurstelling, omdat sy nie aan haar ma beter nuus kon gegee het nie. Lynn Blighnout, Oosthuizen se ma, wat in 2022 na Thailand verhuis het om nader aan haar dogter te wees en dikwels by Oosthuizen gaan kuier het die nuus oor 'n verkorte tronkstraf vroeër van dese week aangekondig. Nou dat Oosthuizen se vonnis aangepas is, kan sy volgens Blighnout in aanmerking kom vir die koninklike kwytskelding wat saam met die Thaise koning se verjaarsdag op 28 Julie val. Indien sy kwytskelding kry, kan dit beteken dat sy vanjaar al vrygelaat kan word. Blighnout het by navraag gesê, sy glo en hoop haar dogter sal nie nog langer as 'n jaar in die gevangenis aangehou word nie. 2 mans is gevonnis nadat hulle 4 jaar gelede as verhoorafwagtenis uit 'n tronk in die Oos-Kaap ontvlug het. Mvusivikile Mzumkulu, 38 jaar oud, en Lundi Mzumkulu, wat ook 38 jaar oud is Dinsdag in die Landdroshof in Whittlesea op aanklagte van roof met verswaarde omstandighede, motordiefstal en die ontsnapping uit wettige aanhouding gevonnis. Ten tye van die voorval is bewakers oorrompel, hulle selfone en uniforms is afgevat en hulle stoel in 'n toilet toegesluit. Hulle was in besit van 'n gesteelde motor. Lundi is ook met 'n ongelisensieerde vuurwapen betrap. Die motor en vuurwapen het aan 'n polisiebeampte behoort. Tydens vonnisoplegging is Mvusikile 7 jaar tronkstraf opgelê weens die aanklag van ontsnapping, asook 7 jaar weens motordiefstal. Lundi, wat reeds 'n vorige veroordeling weens ontsnapping uit wettige aanhouding het, is 8 jaar tronkstraf opgelê vir hierdie ontsnapping. Die vonnis sal bygevoeg word tot Lundi se vonnis van 33 jaar wat hy tans in verband met ander sake in die gevangenis uitdien. Die moord op 'n staatsaanklaer van dese week in die Oos-Kaap moet dringend ondersoek word sodat die skuldige so gou as moontlik in die hof kan verskyn. Elona Sambula, wat 30 jaar oud was, is doodgeskiet. Die nasionale vervolgingsgesag het nie onmiddellik gereageer op vrae of Sambula by enige hoë profiel sake betrokke was nie. Volgens die polisie se inligting lyk dit of Sambula Dinsdag aand van Mthatha teruggekeer het na sy woning. Hy is in die Mthento administratiewe gebied en Betjie net Diskantunu naby sy huis doodgeskiet. Beslag is gelê op 3 9mm koeldoppies wat op die toneel gevind is. Die ministerie staan saam met die NVG en alle staatsaanklaers wat dikwels in moeilike en gevaarlike omstandighede die publiek met integriteit en moed dien. Advokaat Shamilia Batoyi, nasionale direkteur van openbare vervolgings, het in reaksie op die moord op Sombolula gesê, enige aanval op 'n aanklaer is 'n aanval op die oppergesag van die gereg. Die Sanlamboland Cavaliers was die gasheer vir die Erling Pumas en het net verloor met 32 teenoor 34 vir die Erling Pumas. Op die Olien Park in Potchefstroom het die Luiperds gasheer gespeel vir die Valke, maar die wedstryd verloor met 31 punte teenoor 45 van die Valke. In Bloemfontein het die Cheetahs gewen met 'n oorweldigende totaal van 106 punte teenoor die 7 van die Bordergrens. In die Nelson Mandela Stadion het die oostelike provinsie gasheer gespeel vir die Nova Wit Griffins en hulle gewen met 'n totaal van 20 vir die oostelike provinsie en 14 vir die Nova Wit Griffins. In Outeniqua Park in George was die Pangela SWD Eagles die gasheer vir die Suzuki Griquas. Hier het die Suzuki Griquas gewen met 'n totaal van 52 punte vir hulle en 5 punte vir die gasheer die Eagles. Die SA Beker puntelys sien so daarna uit. In die eerste plek is die Erling Pumas op 40 punte, in die tweede plek is die Suzuki Griquas met 37 punte, in die derde plek is die Toyota Cheetahs met 32 punte, gevolg in die vierde plek deur die Sanlamboland Cavaliers op 27 punte, in die vyfde plek is die Nova Wit Griffins met 26 punte, gevolg deur die Valke met 25 punte, in die sewende plek is die oostelike provinsie met 21 punte, gevolg in die 8ste plek met die Pangela SWD Arende op 7 punte, die Luiperds is in die 9de plek met 5 punte, en die Grens Bulldogs is in die 10de plek met 2 punte. Op die derde dag van die Wilde Klawer Sportweek wat in Kimberley suksesvol aangebied is daar soos die vorige 2 rugbydae ook deur al die skoolspanne gesorg dat rugby die uiteindelike wenner sal wees. Die manne het gesorg dat hardloop rugby van onder 14 tot skole sy eerste spanne gelewer word en die provinsiale keders moes ook natuurlik beïndruk word
vir die kies van die Craven weekspanne. So almal wat daar gespeel het, moes die beste spel lewer om raak gesien te word. Stellenberg het gesorg vir verrassing en goeie rugby gespeel, deur die wedstryd met Waterkloof gelyk op te laat eindig. Stellenberg het 17 aangeteken en Waterkloof ook 17. Die halftydtelling was 10 punte in die guns van Waterkloof en 7 punte vir Stellenberg. Noordheuwel het net nie daarin geslaag om met Oud-Nikwa af te reken. Noordheuwel het 35 opgestapel teen Oud-Nikwa se 33 punte. Die halftydtelling was 17-12 in Noordheuwel se guns. Parel Boys High het die hele wedstryd oorheers teen Monument van Kreeusdorp en 13-3 gedruk. Monas kon nie 1 punt inryg nie. Die eindtelling was 85-0. Die halftydtelling was 52 vir Parel Boys High en 0 vir Monument. Diamantveld het ook goeie rugby tentoongestel teen Maritzburg College en met 'n sege as oorwinnaars uit die stryd getree. Die telling was 38 vir Diamantveld en 31 vir Maritzburg. Halftydtelling was 17 vir Diamantveld en 24 vir Maritzburg. Affies het geen genade getoon teen Boland Landbou en 12-3 teen Landbou se 2 aangeteken. Die eindtelling was 74 vir Affies en 14 vir Boland. Die halftydtelling was 33 vir Affies en 0 vir Boland. Oakdale Landbou het ook seker gemaak hy wil wys dat hy nie afgeskryf moet word nie en teen JP High School die beste hardlooprugby tot nou toe nog uit die sakkie getrek. Die eindtelling was vir Oakdale 42 punte en JP 27 punte. Die halftydtelling was 14 vir Oakdale en 6 vir JP. Paul Roos Gymnasium het teen EG Jansen, soos verwag het, gewys hoe kan hy tans die beste in die land vertoon met skole rugby. 'n Goeie rugbywedstryd het gevolg met Gymnasium wat 8-3 teen EG Jansen se 2 gedruk het. Grey College van Bloemfontein het op die veld gegaan teen Garsfontein, maar is gou in die moeilikheid maar het met 0-8 punte agtergeloop na 'n strafskop en 'n 3 aan die kant van die Garsies. Die manne van die Rosestad het toe gehergroepeer en taktiek verander wat gelei tot 6-3 en 4-3 vir die Garsies. Die wedstryd het gewys dat skole rugby lekker hardloop en dryfmaalbewegings wat tot 3 kan lei kan oplewer van beide spanne af. Die Grey Machine het regtig goeie samespel gelewer en die toernooi onoorwonde afgesluit met 'n wen. Die eindtelling was 45 vir Grey College van Bloemfontein en Garsfontein het 29 punte gehad. Die halftydtelling was 24 punte vir Grey College en 15 vir Garsfontein. Die Fireballs het Pretoria se Jaguars met 50-43 punte gewen. Die Johannesburgse vroue het na die eerste kwart met 16-10 voorgeloop en met rustyd met 27-20 voorgeloop in hierdie netbalwedstryd. Noordwesse Flames het hulle vriendskaplike wedstryd teen die Suid-Afrikaanse onder 21 met 51-41 gewen. Popo se Boababs het hulle eerste oorwinning behaal toe hulle die Aloos net met 48-47 gewen het. Die Oos-Kaapenaars het hulle 4de nederlaag in hierdie toernooi gelei. Die Proteas is ingestuur om te kolf en het danksy veral Annerie Derksen wat 61 lopies nie uit aangeteken het van 60 balle wat insluit 4-4 en 1-6 en Laura Goodall het 46 aangeteken van 63 balle wat insluit 5-4. 235 van 9 is in 50 bilbeerte deur die Proteas aangeteken. Vir die 29-jarige Goodall, 'n hotklou kolwer, het die kolfbeurt op 'n goeie tyd gekom. Sy was aanvanklik nie gekies om te speel nie, maar sy toe saamgereis omdat Anneke Bos weens 'n siekte tuis was. Sunay Loos het 31 aangeteken van 39 balle en Chloe Tryon het 35 aangeteken van 40 balle wat onderskeidelik op nommer 5 en 6 gaan kolf het. Hulle albei het goeie bydraes met die kolf gelewer. Dit was die 24-jarige Derksen se eerste 50-tal in slegs haar 6de eendagwedstryd vir Suid-Afrika. Vir Sri Lanka het die naadbouler Maliki Madara 4 vir 50 in 10 boubeerte aangeteken. Vroeër is Meso van Suid-Afrika se palkiewagter weens hitteuitputting van die veld afgevat. Sinalo Jafta het in haar plek diens agter die palkies gedoen. Coco Gauff het Iga Swiatek, die verdedigende Madrid Ope kampioen, in 'n genadeloose vertoning met 6-1 en 6-1 gewen. Gauff en haar Poolse teenstander het al 14 keer teen mekaar gespeel met die 4-malige Roland Garros kampioen Swiatek wat 11 keer aan die wenkant was.
Die tweemalige kampioen, Sabalenka, wat 26 jaar oud is, het 'n oorwinning in skoonstelle oor Elina Svitolina van Oekraïne met 6-3 en 7-5 gewen. Die 14de gekeerde Casper Ruud van Noorweë het die eindstryd gehaal toe hy die Argentyn Francisco Cerundolo met 2 stelle met 6-4 en 7-5 gewen het. Hy sal in die eindstryd teen die Brit Jack Draper of Lorenzo Musetti van Italië te staan kom, wat later die aand in aksie sal wees. Die 10de gekeerde Musetti het vir Gabriel Dualo van Canada met 6-4 en 6-3 in sy half-eindstryd gewen. Die Springbokke in Japan sal mekaar van jaar in die buiteland die stryd moet aansê, indien 'n beplande toets tussen hulle wel sal plaasvind. Sarah het nog nie klarigheid oor die datum of plek nie, maar het bevestig dat die Bokke op 28 Junie in Kaapstad teen die Barbarians sal speel. Die Babas sal deur die oud Wallaby afrigter Robbie Deans afgerig word. Rassie Erasmus, bokafrigter, het in Maart gesê dat 'n paar bykomende wedstryde buite die wêreld rugby se amptelike toetsvenster vir hom 'n belangrike doel sal kan dien. Kaartjies vir die Babas se wedstryd kan van Dinsdag af op ticketmaster.co.za bespreek word. Die goedkoopste kaartjies vir hierdie kragmeting is R250. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian op Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1425, Polokwane 1020, Lephalale 1324, Mbombela 1222, Mahikeng 1020, Pretoria 1321, Johannesburg 1119, Ermelo 818, Richards Bay 1622, Pietermaritzburg 718, Durban 1320, Port St Johns 1420, Bethlehem 4-16, Bloemfontein 6-18, Allewal Noord 5-19, Welkom 8-21, Vryburg 7-22, Kimberley 9-21, Appington 12-24, Prieska 9-21, Springbok 12-25, Karasburg 12-26, Keetmanshoop 12-26, Mariental 12-28, Alexander Bay 19-27, Brandvlei 11-23, Loederitsbaai 21-29, Vredendal 16-31, Kaapstad 16-21, Sutherland 8-18, George 13-20, Jeffreys Bay 12-21, Cabarra 10-24, Graafreinet 7-21, Oos-London 10-22, De Aar 8 in die oggend, 19 in die middag, Multino 4-16, Beaufort Wes 11-23 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.40 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.86, die euro kos R20.79, die pond verhandel teen R24.42, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $32, 1 Amerikaanse sent per fyn ons. Goud kos $3,239, ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $61, 29 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag lyk so: dis Sondag, rus, besteed tyd saam geliefdes, gaan stap 'n wandelroete, kalmte sal deel word van jou brein kort ook rustigheid, môre is nog 'n dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle toegewens.